In die lig daarvan dat ons nou net 'n week of 3 Pinkster afgesluit het en die tyd van die uitstorting van die Heilige Gees herdenk het. Ons kyk 'n bietjie na die verskille tussen die Ou Testament, die tyd van die Jesus op die aarde in die Nuwe Testament en dan nou na die Nuwe Testamentiese tyd. Ons weet dat daar in die Ou Testament klem gelê was dat die heilsboodskap hoofsaaklik vir die Jode bestem was. Maar ons weet ook dat daar ander mense uit ander volke en nasies ook tot bekering gekom het. Kom ons kyk na verskille tussen 'n gelowige Jood in die Ou Testament en 'n Christen in die Nuwe Testament. Kom ons kyk eers wat is dieselfde. Albei glo in die enige ware God van Abraham, Isak en Jakob. Albei word geroep tot gehoorsaamheid aan God en leef binne 'n verbond. Beide glo en vertrou op God se verlossing. Maar tog is daar verskille. Die gelowige Jood van die Ou Testament leef onder die ou verbond met die klem op die wet van Moses. Nuwe Testamentiese Christen leef onder die nuwe verbond deur Jesus Christus. Ou Testament, daar word gefokus op die tempels, offers en wette. In die Nuwe Testament fokus op Christus, geloof in die inwoning van die Heilige Gees. Ou Testament, Koninkryk van God word verwag as 'n komende aardse regering. Nuwe Testament, Koninkryk van God is reeds aanwesig deur Jesus en sal volledig kom. Lees gerus Lukas 17:21. Ou Testament is die verkondiging meestal in Israel, die Jode. En aan die Nuwe Testament die verkondiging aan alle nasies, Matteus 28 vers 19. Nou ja, is daar 'n verskil tussen die gehoorsaamheid aan die wet in die Ou Testament en Nuwe Testament. Ja, en dit is baie belangrik. In die Ou Testament was gehoorsaamheid aan die Mosaïese wet, die wet van Moses, sentraal. Die wet was ekstern gereguleer deur reëls, rituele en offers. Die wet was deel van die verbondsidentiteit van Israel. In die Nuwe Testament het Jesus gesê, Matteus 5 vers 17, ek het nie gekom om die wet af te skaf nie, maar om dit te vervul. Die wet word vervul in Christus en nou leef gelowiges deur die Gees van God, Romeine 8 vers 3 en 4. Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Romeine 10 vers 4. Gelowiges is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Romeine 6:14. Hoeveel morele standaarde steeds geld. Die aanbidding van Jesus na hemelvaart. Het dit toe eers begin of was dit voor dit aanwesig? Nee, die aanbidding van Jesus begin na die hemelvaart. Na sy opstanding en hemelvaart het die disippels Jesus as Here en God begin aanbid. Vergelyk Thomas in Johannes 20 vers 28. In Openbaring word Jesus as die lam van God aanbid saam met die Vader. Openbaring 5 vers 12 en 13. Die aanbidding van Jesus beteken erkenning van sy goddelikheid. Hy is nie net mens of profeet nie. Hy is God. Nou, 'n mens kan dink dan as Jesus begin aanbid word na sy hemelvaart, hoe het dit die aanbidding van God, die Vader, wat hoofsaaklik aanbid is in die Ou Testament, beïnvloed? Ja, moet ons dink daaraan, dat dit glad nie die aanbidding van God die Vader vervang het nie, maar dit het dit verdiep. Jesus leer ons om die Vader te aanbid in gees en in waarheid, Johannes 4 vers 23 en 24. Na die hemelvaart word aanbidding trinitaries, né? Vader, Seun en Heilige Gees. Sommige vroeë gelowiges, veral Joodse Christene, het gesukkel met hierdie uitbreiding van die aanbidding. Dit was vir hulle oorlog tussen monoteïstiese godsdiens, wat God, aanbidding van God die Vader was, en dan die Christusverering.
Vandag is dit waarskynlik vir ons al meer vanselfsprekend om God drie-enig in die trinitariese eenheid te sien en te aanbid. Paulus, Petrus en Johannes gee vir ons duidelikheid van die aanbidding van Jesus en die Heilige Gees. Dit kom nie in die plek van die Vader nie, maar dit vloei daaruit voort. As een God, drie persone. En dan nog 'n vraag wat ons gekry het, sal ons na die oordeelsdag nog aanbid? Ja, as ek lees in Openbaring 21 en 22 sien ons aanbidding in die nuwe hemel en nuwe aarde. Dan van God Jesus en God die Vader is saam die tempel, Openbaring 21 vers 22. Aanbidding is die ewige roeping van die verlostes, van ons as verlostes. Ek herhaal dit, aanbidding is die ewige roeping van verlostes. Word die Heilige Gees aanbid, en sal dit verander? Nou, ja, ons aanbid die Gees, maar ons aanbidding word meestal deur die Gees tot die Vader in die naam van Christus gedoen. Deur die Gees tot die Vader in die naam van Christus. Vergelyk Efesiërs 2 vers 18, Johannes 4 vers 23. Die Heilige Gees is die een wat ons help om te aanbid en te getuig in ons harte, Romeine 8 vers 26. En sal dit verander? Die Nuwe Testament wys dat die volkome aanbidding van die drie-enige God in die volheid sal plaasvind. Die Heilige Gees word nie uitgesluit van aanbidding nie, maar is deel van die aanbidding wat tot die drie-eenheid gerig is. So eintlik is hier 'n gedeelte van ons gebed as ons God drie-enig aanbid, Vader, Seun en Heilige Gees, dat ons hom aanbid, maar ons bid soos ons gesê het, na aanleiding van ook van Efesiërs 2 vers 8 en Johannes 4 vers 23, deur die Gees tot die Vader in die naam van Christus. In die hemel is daar een troon. Die wat op die troon is die Vader en die Lam. Maar derentyd is die Gees teenwoordig. Openbaring 22 vers 1. Dus, ons aanbid die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Een God, drie persone. Die Heilige Gees is aanbidbaar omdat hy God is en sy rol gewoonlik is om Jesus en die Vader al die eer te bring. Johannes 16 vers 14. Dis gee dit vir ons 'n baie duidelike aanduiding van die rol van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ek hoop is vir elkeen van julle uitdagende tyd, maar ook 'n wonderlike tyd om te aanbid in gees en in waarheid. Deur die krag van die Gees tot die God en Vader in die hemel en Jesus, die Seun van God, op die troon aan sy regterhand. Mag vir julle wonderlike geseënde tyd wees. Mag julle verstaan wat die Here vir julle wil sê. En as ons dit gesê het, ek dit gesê het, dan nooi ek enige eenheid, asseblief, deel met my wat julle beleef in hierdie tyd wat die Gees ons rig en lei. Stuur vir my julle gedagtes. My nommer is 082-344-1731, 082-344-1731. Dit is my Willem Lombard se nommer. Stuur gerus 'n SMS of 'n WhatsApp vir julle gedagtes. In hierdie tyd waar ons die volheid van die Gees reeds kan voel en beleef, totdat ons in die volheid van die tyd, ja, die volle volheid in die ewigheid gaan beleef, onder leiding en in die teenwoordigheid van God, elke oomblik van elke dag.